Jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van sy Gees. Amen. Voor ons verder gaan, kom ons sit so, dan bid ek vir ons saam. Vader, ons wil saam met die woorde van hierdie psalm werklik U loof vanoggend. Ons is dankbaar oor die reën, ons is dankbaar dat U die aarde so versorg. Here, U is groot. En dankie dat U ons kom herinner hoe groot U is, ons vergeet dit so gou. Ons het die weerlige gehoor gisterand, die magtige dreuning. Here, lig ons oë op, dat as ons ook hier U ontmoet en mekaar ontmoet, dat ons dit doen, terwyl ons weet U is groot en wonderlik, baie meer en beter as wat ons kan dink of beskryf. Aan U behoort die lof en die eer en die aanbidding, en dankie vir die genade, dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag leer ken. Dankie dat U ons aan die hand vat. Lei ons nou, dat alles wat ons dink en sê, U sal eer, en ons ook sal opbou. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan nou 2 liedere direk na mekaar sing. Die eerste een is die lofpsalm, en daarna sing ons ook sommer ons geloofsbelijdenis saam. Ons sing eers lied 184 en daarna skrifberuiming 12:3 as belydenis. Ons gaan dit direk na mekaar sing terwyl ons staan, en daarna kan jy gerus weer jou sitplek inneem. Kom ons loof die Here.
Sit gerus. Ons gaan die wet van die Here na die prediking hanteer, om ook in die lig van die preek daarna te kyk. Voor ons verder gaan, kom ons bid saam. O Heilige Here, U is, en U was, en U sal wees, groot en magtig. Maar ook kosbaar, omdat U in liefde so naby aan ons kom. Dat ons U nie afskrik nie, met ons sonde, met ons skaamte, met ons onvermoë, ons sukkel. Here, niks is te veel vir U nie. En ons kom erken dit voor U. Ons is nie vanoggend hier omdat ons perfekte mense is nie. U weet van die dinge wat ons oorwakker lê. U weet van die dinge wat ons bang maak. Maar ons is hier omdat die lewe by U alleen is. Dis net U wat ons skuldgevoel kom losknoop, wat ons banggevoel kom wegblaas. Met die asem van U woord en die krag in U lewe. En dit bid ons nou, as ons U woord oopmaak, as ons oor by U mond sit, dat ons U stem sal hoor, en dat dit ons sal opbou, dat ons U lewe sal beleef, en ken, en weet, U lewe. Dit bid ons in nederigheid en afhanklikheid, maar ook in afwagting. Amen. Wanneer laas het jy 'n babietjie gesien wat 'n persentjie oopmaak? Ek was baie afgehaal toe ek dit die heel eerste keer gesien het en beleef het. Sien, want jy gaan winkel toe en jy gaan soek met groot sorg 'n persentjie uit wat jy dink baie oulik is. En jy wonder by jouself, maar wat gaan die ou babietjie daarmee maak? En uiteindelik kom die oomblik en jy gee die persentjie aan. En jy moet natuurlik nog so 'n bietjie help om byvoorbeeld die ou karretjie uit die boksie uit te kry, want hy kan tog nou nie self nie. En weet jy wat gebeur dan? Dan speel die kind eerder met die boksie as met die karretjie. Ek weet nie of jy dit al beleef of gesien het nie. En weet jy, dit is op 'n manier die verskil tussen godsdienstigheid en lewe uit Jesus Christus self. Dienes, jy kan vir ons 'n skyfie opsit daar asseblief. Daar is baie buiteom dop dinge waarmee jy in jou kerk besig kan wees, die boksie dinge, die buitekant dinge, sonder dat jy ooit werklik by die binnekant uitkom. En ons wil vandag daaroor gesels. As ons sê, soos Piet ook verlede week gesê het, hier's 'n nuwe blaadjie en 'n nuwe rigting en 'n nuwe geleentheid om aan te breek, dan moet ons vra, waar en hoe is dit dalk op ons van toepassing as gemeente, maar ook elkeen self. Ek is seker, ek vind myself soms dat ek makliker met die dop dinge besig is, eerder as om naby die Here self te kom. Nou in Hebreërs 10 wat ons saam gaan lees, word hierdie saak eintlik spesifiek vir ons verduidelik. Die verskil tussen godsdienstige aktiwiteit, allerhande dinge, om daarmee besig te wees of met Christus. En wat is dit om werklik uit die lewe van Jesus te lewe? Dis waarna ons saam gaan kyk. So as jy jou Bybel hier het, maak vir ons oop by Hebreërs 10 as jy kan afsit daar sy. En as jy nie 'n Bybel het nie, dan dink ek dit gaan sommer op die skerm verskyn. Maar ek het nie 'n spesifieke fokusvers of 'n teksvers of iets nie. Ons gaan al hierdie verse, soos wat hulle daar geskryf staan, deurlees en deurgesels, om te sien wat die Here vir ons hieroor sê. Hebreërs 10 vanaf vers 11 tot by vers 25. En kyk nou mooi, ons sien jy al klaar raak hoe hy praat aan die een kant oor godsdienstigheid of werklike lewe in Christus. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers
wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy ook verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers en natuurlik susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n pad wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg, hierdie pad het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Hebreërs is geskryf vir mense met 'n Joodse agtergrond. En in die boek word elke keer 'n deel van die Jodese wêreld gevat, en dan beskryf hy vir die mense hoe Jesus net ligjare beter is en 'n groter vervulling is as dit wat hulle in hulle Joodse godsdiens geken het. Dit gebeur reg deur die boek. En die kwessie wat in hierdie verse hier vergelyk word, is godsdienstigheid om vry en skoon te voel teenoor Christus wat jou skoon gemaak het. Hoe om finaal daar te kom, weg van jou voortslepende skuldige gewete en die doen goedjies wat jy doen om self beter te kan voel. Jy sien, want dis mos wat mense soek met godsdiens, reg oor die wêreld, selfs al is dit nie die Christelike godsdiens nie. Mense weet, daar's iets nie reg tussen my en God, of wie ook al my God is nie, en ek moet iets doen om dit reg te maak. Jy voel dit dalk self in jou eie binnekant, het jy al gevoel daar's fout. As jy voor die Here nou moet staan, het jy moeilikheid. Is dinge in jou lewe waar jy skaam is. En dan probeer ons iets daaraan doen, dis so natuurlik. En die Jodese manier om daarby te probeer uitkom, was deur die godsdienstige sisteem van die tempel en die offers wat hulle moes bring en die diere wat hulle moes slag. Maar die regte manier wat hier verduidelik word, is 'n lewe vanuit Jesus se offer, nie die bokke se offer nie. So ons kan sê, dit gaan in hierdie gedeelte oor godsdienstigheid aan die een kant, of lewe uit Christus self aan die ander kant. Godsdienstigheid is 'n lewe wat dinge nog self met God wil regmaak. Dis wat dit is. Lewe vanuit Christus is om te lewe uit 'n plek waar dinge klaar reg is. By die een voel ek aanhoudend skuldig en ek probeer beter doen. By die ander een is my skuldgevoel begrawe en ek lewe uit genade. Kom maar afsit Tinus. Ons moet die verskil mooi verstaan, want dis die verskil tussen dood en lewe. Ons lees daar in vers 20, dis 'n weg wat nuut is en na die lewe lei, hierdie pad. Maar die ander pad, al wat dood gaan, is die bokke en ek self uiteindelik. Nou kom ons kyk, wat sê ons gedeelte hieroor, godsdienstigheid. Nou kan jy dadelik vir my sê, maar Hokkie, wag 'n bietjie,
Hierdie offersisteem is mos deur die Here gegee. Dis nie die Jode wat dit self uitgedink het en nou maar self daardeur redding probeer kry nie. Dit is waar. Die Here het dit gegee en hy het gesê hulle moet dit doen. Maar hy het dit gegee as 'n sisteem wat hulle moes help om eintlik verby dit te kyk, verder vorentoe te kyk, om Jesus raak te sien, Jesus se groot offer. Dit het nooit net gegaan oor die arme ou bokke nie. As ons net so 'n bietjie terugblaai, hoofstuk 10 vers 1 sê, die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Nie die werklike beeld daarvan nie. Nou vir die kinders, jy weet maar soos 'n skaduwee. Tinus sit vir ons daar 'n prentjie op van 'n boom met 'n skaduwee. Jy sien, jy het die ware Jakob, die boom. Dis hy wat jy aan kan vat en wat regtig egtig is. Maar hy gooi 'n skaduweelyn en dis nie regtig egtig nie. Jy kan nie 'n vrug gaan pluk van daai skaduwee af nie. En hier lees ons dat hierdie sisteem van die bokke was soos 'n buitelyn, 'n skaduwee. Die Jode moes daarna gekyk het en gesien het, die ware lam sal nog kom. Ons loop hier in die skaduwee, maar die boom daar, dit is die een wat vir ons lewe en redding gaan bring. Dis wat ons gedeelte vir ons verduidelik. Maar ag toggie, ons hak so graag vas by die skaduwee, is dit nie? Om met die lewende God self te doen te kry, kan mense soos ons so bang maak, dat ons eerder maar met sy skaduwee besig is. Eerder maar met my eie offertjies en my eie rituele, is om naby aan God self te kom. En so het dit met die Jode ook gebeur. Hulle het daar vasgehak by daai skaduwee. Ons lees in vers 11 waar ons begin het, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offer wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. 'n Skaduwee kan nie 'n ding doen nie. Oor en oor en oor en oor en oor sonder dat dit regtig 'n effek het aan enige siel se binnekant. Ja, so het die Jode gedink. Hulle offers is waaroor dit gaan. Dit is die maak of die breek. As ons net die offerdinge reg genoeg kan kry en gereeld genoeg kan doen, dan kan ons skoon en onskuldig voel voor God. Eerder is om te besef, God maak klaar vir ons die pad oop deur 'n offer. Die lam Jesus wat nog sou kom, sodat ons nou al skoon en onskuldig voor hom kon staan. Dis wat vers 12 ook verduidelik. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gestaan. Een offer. En hy werk vorentoe en hy werk agtertoe. Een is genoeg. En sien die verskille mooi raak. Hier is die arme priester. Hy staan daar dag na dag, aanhoudend moet hy oor en oor staan en hierdie werk doen. En baie mooi in kontras word vir ons gewys, in teenstelling word vir ons gewys, nee, nog nie Tinus, word vir ons gewys, dat Jesus een keer sy werk gedoen het, en gaan sit het. Die priester staan, en hy werk baie. Jesus werk een keer, en sit. Ouwers. Genoeg. Klaar. Dis wat daar staan. In vers 14, trek finale streep deur daai idee wat ek en jy dalk mee lewe. Haai tog, ek moet allerlei godsdienstige dinge doen, gereeld genoeg en reg genoeg, sodat ek skoon en onskuldig voor God kan staan. Nee, daar staan, deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis heeltemal. Jy sien, vir altyd beteken, altyd. Ek hoef die volgende Sondag weer te kom, om bietjie my skuldgevoel af te skud nie. Ek kom ook nie nagmaal toe, om my skuldgevoel af te skud nie. Jesus het een keer gedoen wat nodig is. Eenmaal. Ek kan nie kerk reg genoeg en goed genoeg doen, tot ek by 'n punt kom, dat ek kan sê, nou voel ek skoon. Vir altyd. Maar ook volkome. Dit beteken, wat Jesus gedoen het, is nie net 70% en nou moet jy die res bybring.
Of hy het maar jou net 'n tweede kans gegee om verder te probeer nie. Nee, volkome. Dis so vir altyd. Dis so volkome dat vers 17 ons vertel dat God nooit meer dink aan die tipe goed wat jy vir weke lank oor kan loop en skaam en skuldig voel. Jy het so daaroor gedink. En dis wat ons gedeelte sê. Vers 17, dan sê hy aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Nou dink 'n bietjie oomblik, hoeveel ure het jy al gespandeer om te vroeg oor goed in jou lewe? Jy het dit eintlik gemors, weet jy dit? Die Here dink jy daaroor nie. Jy dink daaroor. Hy het lankal nie meer daaroor gedink nie. Dis volkome. En altyd. En dan sê vers 18, waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Geen godsdienstige doen dinge nie. Niks van woe. As jy daai ding verkeerd doen, papi, dan is jy in die sop. Jy het net soveel keer in die kerk gekom. Daar het jy die Nee. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Kinders, kom ek verduidelik dit vir julle so. Dis soos 'n brandweerman. Tinus, nou kan jy daai skyfie opsit wat jy gretig is om te wys. Daar's hy. Verbeel jou, daar's 'n brandweerman wat rondhol en hy sweet en hy spartel en hy sit baie tyd in en hy sit baie energie in om 'n brand te blus wat nie eers meer brand nie. Is dit dalk hoe jou geloofslewe werk? Jy sit soveel tyd en energie in om 'n brand te blus wat nie meer brand nie. Dit is die sinneloosheid van ritueelagtige godsdienstigheid. Dit is sinneloos. Dinge moet net reg genoeg en gereeld genoeg gebeur. En ek sal daarvoor veg tot die bloed loop, asof Jesus Christus se bloed nog nie geloop het nie. Hoor mooi wat ek sê, dis 'n groot ding wat ek nou sê. Want ons veg met mekaar. Ons wil mekaar veg tot die bloed onder ons naels uitkom. Jy sit op my plek, ek sit al vir 20 jaar hier. Want as ek daar sit, dan voel ek gemaklik. En vredevol. Nie, my vrede lê in die Here nie, nee, my vrede lê in waar ek sit. Wie wil nou dinge verander wat en dit maak my nou ongemaklik? Moet ons gemaklikheid in ons rus nie in die Here lê nie. Het sy bloed nie klaar geloop. Dat ons kan ophou om mekaar se bloed te trek nie. Jy sien ons veg 'n geveg wat die dood self is, terwyl Jesus Christus klaar die dood oorwin het. Goed. Ek dink ons moet ons almal mooi toets daaraan. Maar wat ons kan doen, en hier is die mooi, ons kan ontdek hoe groot en wyd en ver en omvattend is hierdie volkome en vir altyd liefde van Jesus Christus. En wat dit is om daaruit te lewe. En dit is waaroor vers 19 tot 25 verder gaan. Nou beskryf hy sê vir hulle, alright, so, los nou daai godsdienstigheid van jou. Begrawe daai ou koeie en haal hulle nooit weer uit nie. Kom ons praat nou oor lewe vanuit Jesus Christus. En dis nou waar hy begin by vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Dit op 'n pad wat nuut is en waarheen lei na die lewe toe. Dis waar lewe lê. By Christus self. Hy sê jy het 'n waarwyd trippelbaan snelweg wat jy kan stap na God se hart toe deur die werk van Jesus Christus. Maar dis om met vrymoedigheid te sê, maar daai pad is regtig oop en ek kan hom regtig stap. Die ou Afrikaanse vertaling sê vrymoedigheid. Die Engelse vertalings praat van boldness. Ek hoop nie ek vloek nou vir party mense as ek Engels praat hierso. Boldness. Jy kan met boldness, met vrymoedigheid na die Here toe gaan.
Wat beteken dit? Dit is soos 'n klein seentjie wie se pa sy eie besigheid het. En terwyl daar baie ander werkers is en daar's baie ander groot mense daar, voel hy baie spesiaal want hy kan sommer in die gang afstap en by die baas se kantoor instap en op die baas se skoot klim. Dan is mos sy pa. Hy's vrymoedig. Daar's niks wat hom terughou nie. Daar's niks wat hom keer nie. Voel jy so oor God? Was dit maar net woorde wat ons gou lees in die Bybel? Ons staan nie lank genoeg stil om vir onsself te vra, ken ek dit? Jy sien, as jy met Jesus se offer jou gewete stil maak, dan het dit baie groot betekenis van wat jy verder sien as my lewe voor God en my diens aan die Almagtige. Volgende 3 verse verduidelik vir ons, waarmee raak 'n mens dan besig? As ek nou nie my tyd spandeer aan die dop nie, as ek nou nie my tyd spandeer om te beklei oor die boksie nie, waarmee is ek dan besig? Dit word vir ons verduidelik deur die volgende 3 werkwoorde in daai gedeelte. Vers 22, vers 23 en 24. Hy sê, daai pad is oop. Dan sê vers 22, laat ons dan tot God nader. Jy sien, dis nie wat hy sê, die pad is oop, dis fyn, ons kan dit vir mekaar sê. Maar gaan dan. Laat ons nader gaan, laat ons toetree, laat ons ingaan. Nou verbeel jou, daar staan 'n groepie mense in kuier en hulle gesels en jy wil deel word van daai gesprek. Wat doen jy? Jy tree tog nader, jy kom tog om deel te word van daai teenwoordigheid van daai kring. En so moet ons eenvoudig dan net ook ons Vader se geselskap opsoek en tyd in sy teenwoordigheid deurbring. Natuurlik, die duidelikste is wanneer ek die woord oopmaak, wanneer ek die Bybel lees, op my bed, in my kamer, of as huisgesin, huisgodsdiens hou, of by 'n Bybelstudiegroep, of 'n klein groep, of by die kerk, maar meer as dit ook, daar waar ander Christene by mekaar is, by die werk dalk, of by familie, wat ek weet, daai familielid of 2 van my is ook werklik lief vir die Here. En ek moet my verhouding met hulle 'n bietjie bou, want hulle gaan my help om toe te tree tot hierdie heiligdom van die Vader. Of allerhande plekke waar God aan die werk is. Hierdie gemeente is geseënd, baie aktiwiteite na buite in die gemeenskap. Maar daar's gewoonlik 2 of 3 mense wat ons betaal om dit te doen. Maar daar's 'n guldige geleentheid vir jou om betrokke te raak en te sê, ek wil hier sien die voorste linie van hoe die Here in mense se lewens werk. Ek kom staan nader om die heiligdom van God op aarde te sien werk. Daar gaan ek om leer ken. Maar weet jy wat? Hier is 'n belangrike ding, en ons moet dit vir mekaar sê. As jy nader tree aan die Vader, dan is jy besig om weg te tree van iets anders. Daar moet bekering wees. Ek kan nie aanhou om in die modder te rol as ek op pad is na die Vader toe. Ek kan nie op die ou manier my vrede soek en my rus oor myself probeer soek en dan nog dit in die Vader soek. As ek na hom nader tree, dan moet ek maar weet, ek moet kobai sê vir 'n paar ander slegte dinge en gewoontes in my lewe. Gaan direk na God toe. Ek wil amper sê, moenie kerk toe kom nie. Gaan na God toe. Verstaan jy die verskil? Daarmee bedoel ek nie, ek wil volgende week hier kom en dan sit hier niemand nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar die kerk gaan nie vir jou iets maak nie. Jy kan hier sit, Sondag na Sondag, 100%, sonder dat jy by die Here was. Gaan na God toe, nie offerplekke nie. Dis vers 22. Dan vers 23 sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Ek is so bly dit staan hier. Want ek vir een sukkel maar 'n bietjie om my ou dinge te los. So gou as my boot geskit word, so gou as ek bang word, so gou as ek ongemaklik voel, dan gryp ek terug vas aan my ou dinge, my ou gewoontes. Dalk is jy nie soos ek nie, maar ek is beslis so. En hy sê, as jy wil styf vashou, hou styf vas in die evangelie.
soos 'n vink aan 'n tak. Hou daaraan vas. Dit is die hoop. Dit is die fontein van sekerheid. Jesus se werk was regtig volkome en vir altyd en vir al my dinge. En God se woord is betroubaar, ek kan daaraan vashou. Hy doen wat hy beloof het, staan daar. So, staan nader na die Here toe en hou vas dat sy genade genoeg is. Want die tye gaan kom dat jy lus raak om in iets anders weer terug te gryp. En dan vers 24. Laat ons na mekaar omsien. Letterlik staan daar, laat ons oorweeg hoe om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Deur nie ons ontmoetings af te skeep nie, soos party se gewoonte is, maar deur mekaar aan te spoor. Laat ons oorweeg hoe om mekaar aan te spoor. Jy sien, as ek nie meer oor myself bekommerd is nie, as ek direk na my Vader kan gaan, en ek hou styf vas in die evangelie, en kerk en godsdienst gaan nie meer vir my oor my nie, dan kan ek mos begin omgee oor ander. Dan kan ek sê, hoe spoor ek ander aan? Hoe bring ek ander by hierdie wonderlike water? Ek hoef mos nou nie meer oor myself te bekommer nie. Hoe sien ek die mense om my en sê, ken julle, weet julle hierdie pad is oop, drink julle daai vrede in vir al jou gaga in jou lewe. Kom saam met my, kom ons ontmoet saam, kom ons herinner mekaar. Dis tog waaroor dit gaan. 'n Dag van ontmoeting soos vandag. Is om te sê, yes, die Here het opgestaan en hy lewe en ek hoef nie meer in my ding vas te sit nie. Wat 'n hartseer dag is dit as dit hartseer is vir mense om saam te ontmoet. Waar is die vreugde? Langgesig Christene. Ek sal ook nie na 'n plek toe wil gaan waar daar heeldag langgesig mense sit, asof hulle op 'n doring sit nie. Dis mos ons vreugdedag, dis opstandingsdag, dit is, kom ons vier saam, dat ons kan vry wees van al hierdie gaga, wat ons heeltyd mee besig is, en wat ons net afbreek, en kom ons lewe uit die lewe van Christus. Jy sien, as ons daai vreugde vier in ons het, en dan nooi ons mekaar soontoe, en dis mos goeie nuus waarvan niemand sal wil wegbly. Laat ons mekaar aanmoedig, aanspoor tot liefde en goeie dade. Hoe? Deur nie ons ontmoetings af te skeep nie. Ons het mekaar nodig om dit te doen. Jy slat 'n slaggat deur die week en jy voel hartseer en af en donker en alleen. Maar kom ontmoet Sondag saam met jou geloofsfamilie. Hoor die goeie nuus van Jesus en word opgebou en staan weer sterk. Dis waaroor dit hier gaan. Kom ons vat saam. Dit is daai laaste twee skyfies met jy nou vir my reg gee. Godsdienstigheid gaan oor pogings om iets aan my onrus te doen. Ek is godsdienstig besig, eintlik met myself, vir myself. So ons moet eerlik wees. Maar om te lewe uit Christus, is om te lewe uit die feit dat alles genoeg en volkome gedoen is. Ek kan dan gereeld direk na my goeie Vader toe gaan. Volgende skyfie asseblief, Tinus. Gaan direk na God toe. Moenie met die boksie speel nie. Moenie aan die skaduwee karring. Gaan direk. Klou aan die goeie nuus, die evangelie. Hou daaraan vas. En oorweeg, maak planne. Soek om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dit is die evangelie wat ons vrymaak van ritueelagtige godsdiens. Dit is die pad wat vir ons lewe gee. Vreugde. Die vrug van die Gees is tog langgesig, neerslagtig, nors en kermagtigheid, is dit nie? Nee. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld. Jong, ons is ongeduldig met mekaar op 'n kerkraadsvergadering, dit is iets anders. Nee, so sal dit nie wees. Ons lewe uit Christus uit. Ons beoefen nie godsdienstigheid as ritueel nie.
Mag ons deur die lewende Gees van Jesus Christus self gelei word, om nie eerder met die boksie te speel nie. Mag ons die allerkosbaarste geskenk van die Vader, Jesus sy Seun self, leer waardeer en uit hom lewe en in hom ons diepste rus vind, sodat ons nie meer met onsself besig is nie, maar dat ons kan omroer, inspireer, almal om ons met hierdie goeie nuus. Daar is lewe by die Here. Rustenburg, hierdie gemeenskap het mense nodig wat God so ken en so volg en so dien. Mag vandag vir jou goeie nuus gewees het. Eenmaal, altyd, volkome, vry. Begrawe jou gewete. Dis nie waaroor jou geloofslewe moet gaan nie. Staan op en lewe uit die genade van die Here. Soek die Vader. Hou vas aan die evangelie. Roer die mense om jou tot liefde. Prys die Here. Amen. Kom ons bid saam. Dis verbuisterend, Vader, as ons sien hoe U woord in ons lewens insny. Soos 'n skalpel, kom sny dit en genees dit. Tussen murg en gewrig. Ons eer U, dat U altyd beter en meer genadig is as wat ons dink. Maar terwyl ons so U woord gelees het, Here, kom ons af op dinge in ons eie lewens wat ons besef, ons meer aan vashou as aan U. Ons bely dit voor U vanoggend. En ons dankie dat U genade selfs daarvoor genoeg is. Wys hierdie dinge vir ons. Dalk sit ons vanoggend hier en sê, nee man, ek het nie daai dinge in my lewe nie. Openbaar deur U Gees tog vir ons hierdie dinge. Sodat ons kan wegvlug van skaduwees en boksies. En dat ons met die lewe self in U Seun mag lewe. Ons loof en dank en prys U daarvoor. Vader, ons bid saam vir lede van ons geloofsfamilie wat nie hier is nie. Wat nie die vreugde deel nie of dit ken nie. En ons bid vir onsself wat dalk nie 'n pad met U beleef as vrede en vreugde en rus nie. Here, gryp ons vas sodat ons U kan vasgryp. Gryp ons aan sodat ons deur U aangegryp kan wees. En U kan verheerlik. Dankie dat ons nie alleen is in hierdie wêreld nie. Dankie dat U ons die pad van lig wys, die pad van lewe, die pad van vryheid en vrymoedigheid. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here uit Markus 12. Jesus is gevra oor wat die grootste gebod is. En toe antwoord hy in vers 29, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat U gesê het, die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en die ander diereoffers. Kom ons staan net 'n oomblik hier so stil. Hierdie antwoord sê, dit gaan oor die boom, nie oor die skaduwee nie. Dit gaan oor die geskenk van die Vader, nie oor die boksie nie. Dit is om die Vader lief te hê, nie die sisteem lief te hê. Nie die brandoffers en die diereoffers nie. Hierdie dinge is van meer belang as dit alles. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.
Jy is by die punt om te beleef wat dit is om Jesus as jou koning te hê. Dit is die wet van die Here. Kom ons antwoord deur saam te sing, Skrifberuiming 1:1, vers 2 en vers 3. Ons gaan hierdie 2 verse sing, daarna is dit die liefdegawe, en dan gaan ons nog 2 verse uit hierdie lied uitsing. Kom ons sing dit saam. Hy het die rye wil bewoe, dat niks ons ooit weer sal vervreem. Om Christus wil uit mededoe, ons as sy kinders aangeneem. Laat ons begin so vrygegewe in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe, wat lewend dooie harte wek, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis. Sing ons nou van sy reddingsdade, en om wat die geliefde is, uit hom en wie ons nou weer vry is, van skuld deur sy verlossingsbloed, en hom en wie die heil berei is, kom sien stroom ons tegemoet. Daar is nou geleentheid om prakties liefde aan mekaar te bewys met die liefdegawe. Ons sing nou saam vers 6 en vers 7 en ons loof en prys die Here vir hierdie groot goedheid van hom om sy naam so groot te maak. Kom ons staan en sing dit saam. God werk hier zijn los offer.
ons donker lewe, sy lof kan opstyg duisendvoud. En te bereide hart en ore, van volk tot volk, van oor tot oor, reis nou 'n mensheid word herbore, die nuwe reddingsboodskap voor. Ons sal in lewe en in sterwe, God sy eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe, verseël deur die Heilige Gees. Hy is die waarborg ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom. Die Here stuur jou met sy seën in die wêreld in om daar te gaan lewe in sy lig en met sy genade. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here, Jesus die Christus, en die kragtige werk en teenwoordigheid van sy Gees is en bly by elkeen altyd. Amen.